Heilige Gees, in oomblikke soos hierdie is en bly ons gebed dat U die een sal wees wat ons lei. Dat U die een sal wees wat ons net herinner dat U by ons is, met ons is, want ons hardloop so vinnig in rigtings waar ons soms so dinge op ons eie wil doen en oomblikke soos hierdie is net weer 'n oomblik van herinner, 'n oomblik van ervaar, 'n oomblik van weet dat dit die Heilige Gees is wat my lei. God se Gees wat leef hier binne in my. Elke emosie ken, elke hartklop ken, elke hartsbegeerte ken, elke uitdaging ken, elke bekommernis ken. Heilige Gees. Lead me to a place where my faith is without borders. Waar daar niks is wat in my kop onmoontlik by God is nie. Help ons in ons gedagtes, in ons oortuigings en alles wat ons sien en hoor in 'n gebroke wêreld om nog steeds ons hart op U gerig te hou. Vir 'n oggend soos hierdie, so bewus vir U teenwoordigheid. Dankie Heilige Gees, dat U by ons is, in ons is, met ons is, so in 'n nuwe jaar se afskop ook. En vanoggend spesifiek op 'n Visie Sondag. Ons bid vir 'n jaar wat voorlê. 'n Jaar waar U reeds weet presies wat gaan gebeur in elkeen van ons lewens. En daarom is vanoggend so noodsaaklik net om weer opnuut bewus te raak dat U die een is wat lei, U die een is wat voorloop en ons in gehoorsaamheid wil volg, wil agter U aan beweeg, wil in die rigting beweeg wat U ons lei. Mag dit so 'n jaar wees. Ons gee vanmôre U al die eer, al die lof, al die aanbidding. Vader, daar's niemand soos U nie. Mag U wil eenvoudig geskied in hierdie oomblik saam. En dankie vir die reuse voorreg om deel te kan wees van hierdie gemeente, hierdie groep manne en vroue. En dat ons die lewe saam kan doen en die Here saam kan dien. Ons dankie daarvoor. Ons bid dit alles, sê dankie vir alles in die kosbare naam. Daar is ons net een. En sy naam is en sal altyd wees die naam van Jesus Christus. En almal sê amen, amen. Baie dankie, jy kan sit, aanbiddingsspan, dankie. Dis daarom lekker om hom te aanbid. Amen. Is nog donker daar waar jy is. Ek kan jou nie sien nie. Daar sien ek jou nou. Dankie vir die ligte julle. Dit is Visie Sondag en 'n baie opwindende oggend. Altyd so aan die begin van die jaar as jy by ons kuier en jy wonder wat is hierdie Visie Sondag ding wat vanoggend gebeur. Ons vertrou eenvoudig die Here elke jaar vir 'n jaartema. Vir die jaar wat voorlê en 2026 was ook so gewees waar ons die Here net vertrou het. Voel vir my al vir 'n baie lang tyd. Seker so al van middel verlede jaar af is hierdie in ons hart en het ons die Here gevra, vertrou en sê Here, wat hou 2026 in stoor wat jaartema aanbetref. Ons het dit gedeel met leierskap, met ons bestuursraad, ouderlinge, met die span om deurgebid en ons almal glo en is oortuig in ons harte dat hierdie die rigting is vir 2026. So vanoggend is Visie Sondag waar dit die hart gaan deel wat vir ons voorlê in 2026 rondom ons jaar tema en wat 2026 inhou. Maar anderste as verlede jaar gaan ek nie die jaar tema aankondig nie, maar gaan ek vra dat jy na die skerms kyk na 'n video saam met my rondom ons jaar tema asseblief. 2025, 'n jaar waarin ons gesê het, hier is ek Here, stuur my. In 2026 wil ons leer by Jesus. Ons wil luister na sy stem. Ons wil soos hy leef. En ons wil ander na hom toe lei. Die jaartema vir Missio Day 2026. Volg my.
Volg my 2026. Hier gaan ons. 'n jaar wat ons so lank al na uitsien en ek dink van 'n voorbereiding kant af spesifiek. 'n Jaar waarin ons hom gaan volg en die hart en die doel van vanoggend is juis net om hierdie hart neer te sit van volg my. Ons gaan baie hieroor gesels in die volgende jaar, in die 4 kwartale wat voor lê. So ek gaan nie hierdie Sondag probeer volprop van alles wat ek wil sê nie, want daar is net eenvoudig te veel om te sê. Maar vanoggend wil ek so begin by die begin. Ek gaan vir jou by 3 vrae stil staan in vanoggend se boodskap. Wie moet ek volg? Hoe begin ek hom volg? En hoe lyk my lewe as ek hom volg? Dit voel vir my dat ek hierdie elke jaar sê. Dit is dalk so, ek het nooit teruggegaan en gaan kyk nie. Dit voel vir my so. Maar ek gaan dit hierdie jaar weer sê en ek gaan dit dalk met 'n bietjie meer oortuiging sê en ek gaan dit dalk so 'n bietjie anders sê. Maar 2026 en in 'n volgende jaar, dis die grootste jaar van my en jou lewe wat voor lê in 2026. En elke jaar is mos so. Hierdie jaar wat voor lê is jou grootste jaar nog, want dit het nog nie gebeur nie. Daar's nog so baie in stoor en 2026 ook. En in 'n volgende jaar. Kom nader, kom saam op hierdie reis vir 2026. En ek beloof jou, met alles wat ek het, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. En ons gaan hierdie 3 vrae stil staan en ek gaan nie baie draaie hardloop nie. Piet se hasie wat hy altyd gebruik het daar by die Openbaring is altyd by my as ek hierdie dinge doen. Moenie nou met my hasie te veel draai gaan loop. Pieter loops. Welkom terug Pieter Martie daar van Amerika af. Ons bly julle kon gaan kuier by die kinders, maar julle is veilig terug. Welkom terug. 3 vrae. Kom ons begin by die eerste een. Wie moet ek volg? Jy sê dalk vir my, ek weet. Ek wil dit vir jou sê want ek wil hê jy moet dit weer hoor en dan wil ek vir jou 'n skrif lees. Dis Jesus Christus self vanoggend wat vir my en vir jou vra en sê volg my. Is nie 'n kerk nie, is nie 'n denominasie nie. Dis persoonliker as wat dit ooit kan wees. Dis persoonliker as wat godsdienst ooit kan wees. Dis persoonliker as wat 'n gemeente ooit kan wees. Is Jesus Christus self wat vir my en jou vanoggend herinner en vra, volg my. Dis die kern van ons verhouding met hom, hierdie volg my oomblik. Dis die kern van wie ons is. Dis hierdie Jesus wat mense vandag steeds nooi na verhouding met hom. Niks en niemand anders nie. Matteus 4 vers 19. Ek lees hom vir jou in 2 vertalings. En hy sê vir hulle, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Nuwe Lewende Vertaling. Daarop sê hy vir hulle, kom, word my disippels en ek sal julle vissers van mense maak. Ons gaan verskriklik baie skrifte lees in 2026. Oor volg my. Daar's baie gedeeltes waar Jesus hierdie woorde gebruik. Volg my, kom kyk. En vanoggend wil ek hê, soveel as wat hy sy disippels van ouds met hierdie woorde geroep het, volg my, is Jesus vandag steeds besig om mense te roep om te sê, volg my. Daar's mense wat dalk van Jesus weet, maar hom nog nie volg nie. Daar's mense wat glo in hom, maar hom nog nie volg nie. Daar's iets rondom volg my en disippelskap wat ek en jy nodig het om in 2026 weer te hoor, weer te vereenvoudig, weer naby te bring, weer die diepte en die belangrikheid daarvan te besef en te verstaan. Dis 'n volg my jaar, 'n nader jaar as ooit. En ek wil weet, ek beloof jou, as jy hierdie jaar dit jou gebed maak om te sê, Here, meer as ooit, wil ek u volg in hierdie jaar, in elke aspek van my lewe. Gaan jy intimiteit met hom beleef, persoonlik met hom in verhouding wees, soos nog nooit van tevore nie. Jou stilte tyd, jou tyd in gebed sal anders wees, jou tyd in die woord sal anders wees. Dis 'n volg my jaar, dis 'n nader jaar as ooit. Matteus 9 vers 9, en toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus, by die tolhuis sit. Hy was 'n tollenaar en hy sê vir hom, volg my, en hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus roep hulle persoonlik. Jesus roep jou persoonlik en hy sê, volg my, daar waar jy is, daar waar jy werk, daar waar jy bly, daar waar hy weet waar jy bly, waar hy weet waar jy werk.
Hy wat jou gemaak het, hy wat jou in jou moeder skoot aan mekaar geweef het, wat 'n plan vir jou lewe het, wat 'n doel vir jou lewe het, is dieselfde Jesus wat vanoggend vir jou sê, volg my. Kom kyk, kom saam op hierdie reis in 'n nuwe jaar. Kom hoor wat ek vir jou wil sê. Kom vind uit wat my plan vir jou lewe is. Kom nader. As jy moeg is, kom nader. As jy seer het, kom nader. As jy gelukkig is, kom nader. As jy wonder, kom nader. Volg my. Volg my. Volg my. Tweede vraag. Hoe moet ek hom volg? Alles begin by 'n ontmoeting met Jesus. Jy moet sekerlik hierdie Jesus eers ontmoet en hom leer ken voor jy hom kan volg. So alles begin by hierdie ontmoeting. In kerk noem ons dit hierdie bekeringsoomblik, waar 'n sondige mens 'n oomblik beleef van oortuiging van sonde, waar die Heilige Gees iemand hier in sy hart oortuig dat jy nie meer kan aangaan in jou sondige gewoontes soos waarmee jy besig is nie, waar jy wil stop, omdraai en 'n nuwe lewe begin saam met Christus, hom aanneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser. En dis waar alles begin. Hierdie Romeine 10 wat vir ons so mooi sê, en ek haal dit so baie aan en ons sê dit so baie, hierdie vers 9 en vers 10 van Romeine 10, wat sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. As jy die oomblik van ontmoeting, hierdie oomblik van Jesus aanneem, 'n persoonlike verhouding begin stap met Jesus Christus. En Johannes 14 sê, Jesus ook so mooi, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Jesus Christus is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en hy is die een wat vanoggend en in 2026 opnuut vir my en jou sê, volg my. Daar is niemand anders nie. Alles begin by 'n ontmoeting. En dis die passie van ons gemeente, is dat ons volgelinge sal wees en dan volgelinge maak, en dat God in ons werk en deur ons werk, maar alles begin by hierdie oomblik van erns maak met jou verhouding met die Here. En as ek so 'n bietjie ernstiger as gewoonlik is, ek is opgewonde oor die jaar, maar ek is bewus van die grootheid van 'n volg my oomblik, as 'n man, 'n vrou vir die Here sê, Here, ek gaan U volg met alles wat ek het, is daar 'n diepte wat insak en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. En 'n groep mense wat saamkom en saam sê, ons wil die Here dien, ons wil hom volg. Ek hoor hom roep, ek hoor hom vra, volg my. Daar's iets anders in die manier hoe ons bid. Daar's iets anders in die manier hoe ons by mekaar kom. Daar's iets anders in die manier hoe ons na mekaar kyk. Daar's iets anders. Ek lees vir jou 'n skrif, Matteus 16:24. En hierdie is een van daardie skrifte waaroor mens preke kan preek. So ek wil sommer nou vir jou vra, verdra my as ek nie baie diep in hierdie skrif ingaan en alles sê wat ek oor hom wil sê nie. Anders gaan ons baie lank hier sit. Ek wil nog 'n paar dinge sê. Maar ek wil gou by die hart van hierdie gedeelte uitkom. Hoe begin ek hom volg? Matteus 16:24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Nuwe Lewende Vertaling. Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgeling wil wees, moet julle julle eie ek prysgee, julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. Missie daai gemeente. Lees gou hierdie skrif, laat hom insink. Ek wil gou ietsie oor hom sê. Baie mense verwar hierdie gedeelte, spesifiek daar waar hy sê, jy moet jou kruis opneem en my volg. Is so 'n bietjie die mekaar soms met hierdie, en maak dit oppervlakkig, en is glad nie wat hierdie skrif sê nie. Daar's die Afrikaanse spreekwoord, wat sê, elke huis het sy kruis. Het julle hom al gehoor? En dan praat ons van uitdagings in 'n huis. Dan praat ons van 'n kwaai man of 'n moeilike vrou, of stout kinders, of 'n siekte, of werksomstandighede, of iets wat moeilik is. En dan sê, elke huis het sy kruis. Dis nie wat Jesus hier bedoel nie. Kan ons gou kyk wat hy regtig hier bedoel? Hoor gou weer, want dit is belangrik in hierdie volg my jaar. Die laaste ding wat ons kan doen is om dit oppervlakkig te maak en die kat in die stert beet te kry. Kom ons kyk gou wat Jesus bedoel met hierdie skrif. In Jesus se tyd, met wie hy gesels en sy disippels met wie hy gesels, en in daardie tyd, weet ons mos nou, dit was die Romeinse era gewees, waar kruisiging die wreedste manier was om iemand
tot die dood toe te veroordeel. Dit was die wreedste manier om te sterf. En wanneer iemand, en Jesus doen dit weer hier soos net hy dit kan doen. Hy is so relevant, hy vat dit so raak, hy gryp mense se harte saam toe hy hierdie woorde sê. Toe hy sê, as jy agter my wil aankom, as jy my wil volg, wat ek vra mos nou volg my, maar as jy my wil volg, moet jy gou iets verstaan. Die eie ek moet doodgaan, jy moet jou kruis op jou skouers neem, dan moet jy agter my aankom. Toe hy hierdie konsep gebruik van kruis op 'n skouer, toe daardie eerste eeuse mense verstaan, dat wanneer jy iemand sien loop met 'n kruis op sy rug, beteken dit, daardie persoon is 'n dead man walking. Hy's dood. Daar is nie omdraaikans nie. Daar is nie 'n keuse meer by daardie persoon wat besig is om sy kruis te dra na die plek toe, waar daardie kruis geplant gaan word, en hy of sy gekruisig gaan word op daardie kruis nie. Jy's dood. Jy dra jou kruis, maar jy's klaar dood. Daar is nie 'n keuse dat jy jou kruis kan neersit, en van plan verander en sê, ek wil nie meer nie. Ekskuus tog, soldaat, ek is regtig jammer. Ek sal dit nooit weer doen nie. Kan ek my kruisie los? Kan ons gaan oorbegin? Sorry. Regtig jammer? Nee. So toe hy die kruis oomblik hak aan disippelskap en hom volg, toe gryp hy mense se harte. Want dis die prys van disippelskap. Dis die diepte van verhouding met Christus. Is wanneer jy tot bekering kom, 'n ou mens sterf. En die ou ek, word verloon, word eenkant toe geskuif, en my fokus skuif van my af na hom toe. En ek kom en ek lê my lewe neer. En dis die diepte van hierdie skrif, praat van hierdie selfverloning. En ons moet nie vir 'n oomblik hierdie koste, prys van disippelskap vereenvoudig nie. Dis nie 'n halfhartige toewyding nie. En ek sê dit baie in verdrama as ek dit vanoggend weer sê, maar ek dink in 'n westerse konteks soms hier in Suid-Afrika, met al ons uitdagings, is ons as Christene op 'n gevaarlike plek, kinders van die Here, volgelinge van Christus, op 'n gevaarlike plek, omdat hier nie genoeg vervolging is nie. Is dit so maklik om in 'n gemaksone te val, dat ons nie hierdie mooi verstaan, of dat dit nie is waarvoor ons ja sê wanneer ons ja sê vir Jesus nie, want ons sê ja vir hom op my terme. Ek sal u dien soos ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil. En ons verstaan nie hierdie dood van 'n ou mens en 'n nuwe geesmens wat Jesus begin volg nie. Maar in 'n sending konteks is dit so bietjie makliker, en dis hoekom ek so lief is vir sending, en hoekom die hart van hierdie gemeente altyd so naby aan sending sal wees. Want daar's iets om te leer, veral in die ooste, van die prys van disippelskap. En ons as gemeente is baie naby aan China, julle weet, met Gateway to China. En ek het die voorreg om so nou en dan te gesels, en nie so lank terug het ons gesels met een van ons leiers van China en die ondergrondse kerk, wat ons by betrokke is en wat ons ondersteun. En net weer om te hoor, waarvoor ons ja sê, wanneer 'n Chinese Christen net vir jou vertel van die gevangenskap wat hulle al deur is, omdat hulle ja gesê het vir Jesus. 15 jaar net omdat hulle Jesus se naam iewers genoem het. 15 jaar weg van jou geliefdes af. Maar hulle sê nie dit om jammer gekry te word, hulle sê dit want dis die minste wat hulle bereid is om te doen en te betaal vir 'n verhouding met Christus. 'n Pappa wat weet, as hy in China ja sê vir Jesus, gaan sy kinders nie kan skool gaan nie. Gaan sy kinders nie kan universiteit toe gaan nie. Want pappa het ja gesê vir Jesus. Daar's iets wat ons breine moet breek vanmôre. Jou hart moet stikkend druk om te sê, as ek ja sê, ek wil Jesus volg, dan is dit ek wat bereid is om vriende op te gee, familie op te gee, werksplekke anders na te kyk, iets anders, want dit is nie op die skerm nie, maar hoor gou, die laaste iets en dan gaan ek aanbeweeg, anders gaan ek heeldag hieroor praat. Lukas 14, sê dit 'n bietjie anders. Jesus kom en hy sê, of groot skare het hom gevolg, en hy het omgedraai en vir hulle gesê, as iemand, dis nou Lukas 14 vers 26, Jesus sê, as iemand na my toe kom, moet jy my liewer hê as jou eie pa en ma, vrou en kinders, broers en susters, en ook jou eie lewe gering ag. Anders kan jy nie my disipel wees nie. Sjoe. Nou is ons stil vanmôre.
Vers 27. En jy kan nie my disipel wees as jy nie jou eie kruis dra en my volg nie. So mag die grootheid van 'n volg my 2026 vanoggend vinnig insink diep in jou hart in. En sê Here, ek hoor u stem. U wat sê, Matthys, volg my. Daar waar jy is, volg my. Die derde vraag. Hoe lyk my lewe as ek hom volg? Ons het nou gehoor, wanneer Jesus sê volg my, bedoel hy nie net dat ons agter hom moet aanstap nie. Dit gaan oor 'n verandering van ons hele lewe. Om Jesus te volg beteken jy leef soos hy geleef het. Jy neem sy waardes aan as jou eie. Jy los ou sondes en gewoontes. Jy kies hom bo alles en almal anders. Dit verander jou prioriteite, jou dade, selfs wie jy is. Jou identiteit verander die oomblik as jy in Christus verstaan wie jy regtig is. Alles verander. En hierdie eenvoudige woorde van Jesus, volg my, is 'n lewe veranderende roeping. Ons gaan in 2026 stil staan by 4 sleutelwoorde, 4 konsepte, 4 fokuspunte. En ons gaan oor hulle gesels in die volgende 4 kwartale, so 1 op 'n slag. En dis die volgende: leer, luister, leef en lei. Ons gaan leer by Jesus. Ons gaan luister na sy stem. Ons gaan leef soos Jesus en ons gaan ander lei na Jesus toe. En ons gaan so 1 per kwartaal, ons gaan leer by Jesus en hierdie kwartaal afskop oor so 2 weke. Gaan ons by die bergpredikasie stil staan en ons gaan leer by hom. 2026 gaan 'n leer, 'n luister, 'n leef en 'n ander na hom toe lei jaar wees. Want dit is wat dit beteken en hoe jou lewe moet lyk as jy besluit om hom te volg. Ek wil so vinnig by almal, elkeen van hierdie 4 stil staan. Net so vinnig. Daar's te veel om te sê, ons gaan baie tyd hier aanspandeer soos die jaar uitrol. Maar ons wil leer by Jesus. Matteus 11:29 sê, neem my juk op julle skouers. Kom leer van my. Want ek is sag en nederig van hart en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Hoe mooi is dit? Kom leer van my. Sosiale media is oorweldigend daar buite. Mense se opinies, video's, allerlei opinies. Wees versigtig na wie jy luister, wees versigtig by wie jy leer in 2026. Kom ons sê, Jesus, ek wil by u leer eers, voor enige iemand anders. Gepraat van sosiale media, dis deesdae so verwarrend as jy 'n videoetjie iewers kyk of kry. Dan kyk jy hierdie videoetjie van iets wat gebeur en dan dink jy, joh, dis fantasties. Net om onderaan te lees, created by AI. Jy het dit al gesien? Dan is jy so vies vir jouself dat jy jou tyd gemors het om die ding te kyk wat iemand aan mekaar gesit het. So ons is nou so onseker deesdae, wat is regtig en wat is mensgemaak en selfs in die natuur en alles, is dit regtig of is dit nie regtig nie? Kom ons kies om by Jesus te leer. Kom leer hom ken. Kom ons verstaan sy waardes, kom ons verstaan sy hart, want jy sien sy juk lyk anders. Sy hart is anders. Rus in Jesus lyk anders as rus op enige plek anders. Maar ons moet by hom leer. Luister na sy stem. Johannes 10:27. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Vers 28. Ek sal ook die ewige lewe aan hulle gee en hulle sal so nimmer as te nooit verlore gaan nie. Hoor die mooi Afrikaans. Niemand sal hulle uit my hand steel nie. Volg my beteken ons luister na sy stem. Jesus is ons goeie herder wat sy lewe neergelê het vir ons, sy skape. Hy is nie 'n gehuurde skaapwagter of iemand wat net 'n werk doen of opdaag nie. Hy het sy lewe neergelê vir my en jou. Daar is nie 'n meer intieme verhouding as Christus en sy kerk nie, Christus en sy skape. Ons herder en ons sy volgelinge nie. Kom ons luister na sy stem. Kom ons leer hom ken. Kom ons verstaan opnuut dat volg my disippelskap begin by verhouding. Jesus wat my ken, ek wat hom ken, sy stem ken. En kan ek gou iets hierso noem? Ons gaan dit as span vir die volgende tyd, dink vir hierdie jaar lank, gaan ons 'n fokus terugbring op ons Bybels. En ons gaan afskop oor 2 weke waar ons in die bergpredikasie gaan inklim. En ek wil jou uitnooi in 2026. Bring
jou Bybel kerk toe. Van die jong mense mag my vir ons en sê, maar ek doen, hy's op my selfoon. Ek weet. Maar as dit enigstens moontlik is, as dit jou manier is om Bybel lees en dit werk vir jou, great, doen dit. Bring jou selfoon, maar bring jou Bybel saam op jou selfoon. Jy moet nou nie besig wees met allerlei ander dinge en ons almal dink jy is besig om Bybel te lees nie. Daar's iets in jou Bybel wat ek en jy opnuut moet verstaan. Hierdie is nie net 'n boek nie, dit is nie net 'n handleiding nie. Hierdie is nie God se woord een kant van ons lewe nie. Hierdie is God. In die begin was die woord, en die woord was by God en die woord was God. Hierdie woord het vlees geword, onder ons kom woon. Jy kan nie God skei van sy woord nie. Dis wie hy is. So kom ons maak hierdie opnuut weer die middelpunt van 'n volg my jaar vir 2026. Stof jou Bybel af. Lees hom. Ek gaan jou uitdaag. Jy gaan dalk 100 maal vir my sê, ja, ek het gehoor, bring my Bybel kerk toe, bring my kerk. Moet hom nie net kerk toe bring nie, lees hom weer. Lees hom weer. Laat dit die plek wees, die persoon wees, God wees na wie toe jy draai in 'n volg my jaar. Want is hier waar jy hom gaan leer ken, waar jy sy stem gaan leer hoor en herken weer in 'n volg my jaar. Ons gaan baie nog hieroor praat. Kom ons bring ons Bybels, kerk toe, kom ons lees ons Bybels, kom ons klim God se woord in 2026. Derde ene, kom ons leef soos Jesus. Galasiërs 2:20. Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. Sjoe. Kom ons laat toe dat 'n volg my jaar ons vat na 'n plek van so 'n intieme verhouding, waar ons leer by Jesus, waar ons luister na sy stem, waar ons lewens verander en ons anders begin optree as gevolg van my verhouding met hom. Dis nie 'n eenkant verhouding en ek leef en Christus is daar in my binnekamer nie. Hy woon deur sy gees binne in my en binne in jou. Hy is in jou lewe, deel van jou lewe. Wys dit, leef dit, verstaan. Dit gaan nie meer oor my, dit gaan oor hom en hy moet nou sigbaar wees meer as ooit in my en deur my in 'n nuwe lewensjaar. Dit beteken jou gewoontes, beteken alles wat jy doen, wat jy dink, alles. Kom ons leef soos Jesus. En dan vierdens, kom ons lei ander na Jesus toe. Matteus 4:19, dit was aan die begin van die diens gelees, en hy sê vir hulle, volg my. Tweede gedeelte sê, en ek sal julle vissers van mense maak. Volg my is die begin van disippelskap. Dis waar alles begin. En dit vat ons na hierdie Matteus 28:19 se groot opdrag in 'n Mishodai konsep. Ons het laas jaar so baie gepraat oor stuur my. Wat is die opdrag? Wat is God se plan? Volg my is die begin van disippelskap. Volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Dit gaan nie net oor my nie. God wil nie net in my werk nie. Hy wil nie net in my bly nie. Dit gaan nie net oor my en ek moet eet en ek nie. God wil in my wees, in my leef, sodat hy deur my kan werk, sodat ek ander mense van hom kan vertel, sodat hy my vissers van mense kan maak, sodat ek weer op my beurt disippels kan maak. Gaan dan heen en maak disippels aan al die nasies. Eers moet ek 'n disipel wees, 'n volgeling wees wat verstaan. Volg my. Maar dan kan dit nie daar bly nie, dan moet dit my vat na 'n plek toe, waar ek ander van hom wil vertel, my lewe van hom skyn. Jesus roep gewone mense in hulle daaglikse werk na iets groters. Vanoggend is dit belangrik om te hoor, volg my, 2026. Kom ons leer by Jesus, kom ons luister na sy stem, kom ons leef soos Jesus, kom ons lei ander na Jesus toe. Ek vra dat die aanbiddingsspan by my kom aansluit. Verlede jaar was stuur my jaar. En wat lekker is van die jaartemas, hulle hou nie op aan die einde van die jaar nie. Hulle herinner ons van iets, help ons weer fokus, help iets weer lewendig word in ons harte. Maar ons sal altyd bewus wees van stuur my. Verlede jaar en stuur my jaar, het ons ja gesê, Heer, hier's ek, stuur my. 2026, in 'n volg my jaar, is dit so 'n trappie dieper, 'n trappie nader. Jesus wat sê, volg my. Moenie net ja sê om vir my te werk nie. Kom loop saam met my. Nie net betrokke wees nie, wees verbind aan my.
Kom nader as ooit in verhouding met my. Volg my. Nie net opstaan vir 'n oomblik en sê, Here, hier's ek nie. Hou aan stap, hou aan beweeg. Volg my jaar. Ons wil eerstens by hom wees, dan wil ons hê hy moet ons stuur. Want ons wil die een ken wat ons stuur. Ons moet weet wie hy is en wie ek in hom is en ek wil alles van hom weet. Ek wil by hom leer, ek wil sy stem luister, ek wil leef soos hy, ek wil ander na hom toe lei en alles, my hele mens wees. En hy volg my jaar. Alles moet anders wees. Nou kan ek gestuur word. Nou is ek nie net 'n werker nie, ek's 'n volgeling. En daar's 'n reuse verskil. Ek wil 'n laaste skrif vir jou op die skerm wys, en dan gaan ons na 'n lied luister. 1 Korintiërs 11 vers 1. Kom Paulus en hy maak 'n geweldige stelling. Hy sê, volg julle dan my voorbeeld, soos ek Christus sin volg. Ons het die gemeente 2026, 'n volg my jaar. Mag ons so naby aan hom leef, en so naby hom volg, dat ons lewens dit sal wys, van 'n man, 'n vrou, wat Christus so volg, dat ons verander kan sê, volg julle my voorbeeld. Praat soos ek. Doen soos ek. Tree op soos ek. Wanneer julle kwaad word, tree op soos wanneer ek kwaad word. Hoor gou vir 'n oomblik. Hoekom? Want ek volg hom. En Paulus kom sit iets groots hier neer, en ek wil jou uitdaag vir 'n oomblik, en hierdie is so 'n stil word oomblik, en 'n refleksie oomblik. Hoe lyk jou lewe? Volg jy hom regtig met jou hele lewe, dat dit so duidelik is, dat almal om jou voorbeeld kan volg, maklik en gemaklik? Of is dit eerder 'n kwessie van, ek en jy wat vir mense sê, wil jy doen asseblief wat ek vir jou sê, en moenie doen wat ek doen nie? Of kan ons met oortuiging van mense sê, soos Paulus, volg julle my voorbeeld, soos ek Christus sin volg? Ons gaan na 'n lied luister. En is 'n lied wat geskryf is deur ons aanbiddingsspan en Bianca Brits. Ek gee die Here die eer vir manne en vroue. Bianca het verlede jaar ons stuur my, ons het hom ook gesing in ons aanbidding. Verlede jaar se stuur my lied. Bianca geskryf saam met die aanbiddingsspan. En dankie vir al die harde werk wat in hierdie sang gegaan het, en volg my ook. Vir almal, Martelies, vir jou en vir jou span, Bianca, dankie. Maar hier is 'n oomblik, weer 'n keer, wat die Heilige Gees al maande terug gesien het, geweet het, dat ons met mekaar gaan kom en 'n besluit moet maak aan die begin van die jaar, oor of ons die Here gaan dien en hoe ons hom gaan dien. Of ons hom gaan volg en hoe ons hom gaan volg. En in hierdie lied vir 'n oomblik wil ek hê jy moet stil raak, jou oë toemaak en die woorde van hierdie lied luister. En daar waar jy is, persoonlik, nie namens jou man nie namens jou vrou nie, jy, vanoggend 'n besluit maak. Wil jy hom volg in 2026? En hoe gaan jou lewe lyk as gevolg van daardie besluit? Kom ons luister hierdie lied en ons maak dit so 'n aanbiddingsoomblik, persoonlike oomblik. En dan gaan ek vir ons bid en dan gaan ons mekaar groet.